Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons sels môre met Frikkie van Logrenberg. Hy is die hoofuitvoerende beampte van IFSA. Ons kuier vanmôre oor die markte. Ons praat bietjie oor die rand, die goud, al die lekker dinge. Goeiemôre Frikkie. Môre P, môre Jen. Lekker om jou by ons te hê. Ag, heerlik om te kuier, man. Frikkie, kom ons praat bietjie nou. Spring weg met die rand. Hy staan al geruime tyd stil hier so niets bietjie meer as 16. Ek kan nie wag as dit 15 iets is nie. Dit was môre 15 ietsie geweest. Rarig? Ja, baie geluk. Ek het dit gemis. Yes! Okay, so daar's dit nou. Maar die goud is nogal wisselvallig. Dan sit op, dan sit af, dan sit op, dan sit af. Wat moet gewone mense daar uitkry? Want ons is almal so half gewoond dat die goud en die rand redelik mekaar vas is. So Peer, is eintlik interessant as mense nou gaan kyk wat die rand gedoen het teenoor die dollar nou spesifiek die laaste paar jaar. En daar is maar wisselvalligheid, maar dit was meerendeels die laaste, ek sal sê die laaste 2 jaar wat die dinge wat die rand begin versterk het. En dan was nou 'n bietjie op en af met die krisis in Iran ensovoorts. Maar op die einde van die dag moet ons dit in perspektief neem dat dit nie eintlik die rand is wat versterk nie. Dis die dollar wat verswak. As jy dit nou gaan kyk. Nou en daar's 'n hele paar redes wat nou agter die hele beweging is, maar Trump was nie skaam om te sê dat hy verkies 'n sagter dollar nie. Dis goed vir sy ekonomie, goed vir skuldafbetaling ensovoorts. So dit het 'n direkte impak op ons rand natuurlik. En kyk, ons glimlag op die stadium tyd want al ons invoere betaal ons buitelandse valuta, ons betaal in dollar. So dis baie goed vir ons. Ja. Die goudpryse aan die ander kant, het jy gesien dat die goudpryse het nou weer bietjie dieder geword, dat ek so sê. En ook, weer eens, as jy die afgelope 3 jaar gaan kyk wat gebeur het, die goudprys was relatief stabiel geweest vir 'n baie lang tyd, en hy die afgelope 3 jaar begin dieder word, maar spesifiek die laaste 6 maande het dit relevant geword. Nou kan jy sien, nou die goud wat tradisioneel voorgebruik was, is 'n veilige hawe vir beleggers. So as daar onstabiliteit, geopolitiese probleme ensovoorts is, dan het mense hulle geld in goud geparkeer, en die goudprys word grootendeels deur vraag en aanbod wat dit uiteen of gedryf word. En nou kan 'n mens weer sien, die laaste maand of so, is die goudprys weer op, so die vraag na goud is natuurlik weer hoog. En Frikkie, as mens kyk na die $94 vir olie op hierdie stadium, ons kyk na die wisselvalligheid wat daar is, wat beteken dit vir Suid-Afrikaners? Gaan ons dieder kry leesware en brandstof sien? Jen, dis eintlik 'n verskriklike volatiele beweging daar, so dit is nou alweer amper $86 per vat. So daar's verskriklike beweging wat daai uiteen is. Nou ja, hoe dieder die oliepryse is, hoe dieder is die invoere, hoe dieder is ons brandstofpryse, en dit gaan nou aangepas word. So daar's 'n direkte korrelasie daarteenoor, en ons het al die gedeelte het ons al baie oor gepraat, dat inflasie direk van die brandstofprys, mens kan dit nou sien. So daar is definitief 'n bietjie beweging in daai ak, maar daar's dus nie iets spesifieks wat ons sê hoor hierso, dit gaan nou swaar begin raak nie. Maar wat ons moet vooruitkyk is, dis in dollar geprys, nommer 1, en die waarde van die olie of die oliepryse is nou relatief daar. So as ons nou regtig wil duiwels advokaat of negatief wees, as die rand nou begin verswak en die olieprys begin duurder raak, dan het ons 'n krisis op hande. So ons moet maar net bewus wees van die feit. Die perfekte storm. Maar dan is daar verkiesing ook in November en daai storm ingegooi. Mense het begin dink aan beleid, mense het begin dink aan al die dinge, maar sonder om polities te raak. Wat kan die algemene man in die straat of pensionaris veral wat se beleggings en se lewensspaargeld reeds vas is, wat kan hulle verwag? So kyk, dis 'n plaaslike verkiesing. So in my view, daar is nie groot politieke bewegings wat daar gaan gevolg wees nie, maar dit gaan 'n indikasie gee van meer sentiment as enigiets anders uit 'n beleggingsoogpunt uit. So in my persoonlike opinie, ek dink nie daar gaan verskriklike 'n beweging in die mark te wees nie, maar mense is maar sensitief vir sulke tipe van dinge. So ons gaan die mark maar dop om te kyk wat daar uiteen is. So wat ek sê vir mense is, moenie te veel in daai gedeeltes inlees nie. Moenie dink dat dit nou hierdie groot krisis gaan veroorsaak met elke liewe verkiesing nie. Ons het al baie plaaslike en baie algemene verkiesings gehad. Daar is impak, maar ook nog nie so groot soos wat mense nou verwag nie. Frikkie, as mens alles nou saamvat, die wisselvalligheid, die oliepryse, die goud, die verkiesing, watter praktiese dinge sal jy nou vir beleggers sê? So Jen, suiwer net diversifikasie. Moet nie laat 'n verkiesing, 'n rand wat te sterk of te swak is, of 'n olieprysbeweging
jou beleggingsstrategie so impakteer dat dit regtig jou of verskriklik negatief uiteensit nie. So verskillende diversifikasiestrukture kry ordentlike mense in plek wat jou kan help om dit te doen. Nie net uit 'n plaaslike en internasionale oogpunt nie, maar verskillende sektore, verskillende instrumente, dinge wat anders te reageer as wat die markte basies doen en natuurlik die sentimente kan deurdruk. So diversifikasie is sleutel op die stadium. Jy praat van instrumente wat mense kan gebruik. Ek hoor van bonds, die Engelse woord bonds. Effekte, ja. Effekte. Watter tipe bonds of effekte kan 'n mens dan nou maar kry? En vir diegene wat nie weet wat dit is, wat is dit? So 'n bond is 'n skuldkontrak. Dit is 'n vaste bedrag teen 'n vaste rentekoers wat teen 'n vaste tyd weer moet terugbetaal word. So tradisioneel staatseffekte, so die staat wil geld bymekaar maak vir wat ook al rede om dit te spandeer. Ons gaan nou nie daarin gaan nie, maar dan koop jy nou hierdie effek of hierdie bond en jy kry nou 'n rentekomponent en jy kry jou geld terug teoreties op 'n spesifieke datum. So dis 'n instrument wat baie goed kan groei in 'n sekere sektor. Nou die effekte of die bonds het baie goed gedoen die laaste sê jaar. Wat jy as jy 'n bond in jou portefeulje gehad het, dan kon jy 'n goeie rentekoers gehad het en as daar beweging in die rentekoerse is aankondiging, dan is daar ook beweging in die kapitale waarde van die bond. So hy werk al twee kante toe. So hy werk invers. Maar tradisioneel dis 'n baie goeie instrument om jou daai 13de check op die einde van die dag te gee. Die laaste 6 maande die beurs nie verskriklik gedoen nie, maar die bonds het goed gepresteer. So jy kon jou 13de check, jou bonusie kon jy uit die bonds uitgemaak het. Is dit 'n rede om versigtig te wees veral omdat daar soveel gerasie hoor is in die publiek? So ek dink 'n mens moet maar as jy by die braaivleisvuur staan moet 'n mens maar ontspan. Maar nie altyd sentiment dryf nie. Daar's 'n groot dryfveer daarop, maar verskillende redes. Daar is maar risiko-aanpassings. Buitelandse beleggers wat verneem dat die risikopremie nou bereid is. Hulle sal nou die staatseffekte of die government bonds hulle nou koop. Dit is groot invloed van kapitaal. So daar's baie geraas daaromtrent, maar ek sal dit nie te hard vat nie. Nou ja, dan moet 'n mens begin praat oor goeder soos die mark wat jy sê nou redelik rustig was. Wat moet 'n mens daarin lees? Is die mark besig om vir iets te wag? Of is daar tekort aan impetus? Wat is die situasie? So Peer, ek sê altyd dis baie moeilik om iets op die punt in tyd 'n prentjie te vat en dit te verduidelik om te sê wat gaan gebeur, want daar's soos nie 'n direkte iets wat vir my skree hoorie so daarso is nou iets wat gaan gebeur. Daar's ons groot baie van hierdie bewegings is nou baie klaar ingeprys en die mark is 'n lewende wese. Hy hanteer homself. Nou ek sê liewerste gaan kyk na die afgelope 5 jaar. Vir 2 jaar lank het die beurs absoluut nie veel gedoen nie en vir 3 jaar het hy relatief goed presteer. Maar weer eens die algemene indeks nommer 1 moet 'n mens anders interpreteer want hy bestaan uit subsektore uit. Nou as jy gaan kyk na die finansiële sektor, relatief goed gedoen die afgelope tyd, baie goed gedoen. Jy gaan kyk na industrieel, baie swak gedoen. Jou kleiner maatskappye en jou medium maatskappye het regtig, daar was nie fireworks gewees nie, so daar's nie baie ekonomiese beweging gewees nie. Kommoditeite het 150% in 3 jaar gegroei. Ja. So daai gedeelte en 'n mens moet dit net in perspektief vat dat jy nie die algemene beurs as 'n weerspieëling van wat met jou beleggings kan gebeur nie. So 'n mens moet daai moet 'n mens mooi uiteen kyk. Frikkie, so in 40 sekondes, as jy vir 'n gewone gesin een ding moet sê waarvoor hulle moet uitkyk die volgende 6 maande, wat sal dit wees? So inflasie. So inflasie is nou bietjie af, maar gaan kyk nie net na wat jou portefeulje uiteensetting, hoe jy gediversifiseer is, hoe jy groei, jy gaan kyk hoe lyk jou persoonlike inflasie. En dit is waar ek sê altyd ons 'n bietjie iets unieks bring. Wat ons gaan kyk wat is jou persoonlike inflasie? Daarvolgens diversifiseer ons jou portefeulje, sit al hierdie inligting mooi bymekaar, sit vir jou 'n plan bymekaar, maar uniek vir jou as persoon, dat dit vir jou kan werk. So jy moet gaan seker maak dat jy weet wat jou inflasiesyfer is. As jy aan die tyd het, as jy belastingbesparing kan doen, as jy jou inkomstebeplanning moet doen, dis iets wat 'n mens mooi in perspektief moet neem op 'n persoonlike basis en dit is waar ons spesialiseer. Persoonlik 1 tot 1, dis waar dit gaan. Baie dankie vir tyd en moeite vanmôre, Frikkie. Nie moeite nie, dit is baie lekker om by julle te kuier. Lekker, dis aan Frikkie van IFSA. As jy enigstens met hulle onafhanklike adviseurs kontak wil maak, is dit baie maklik. Stuur eenvoudig net 'n SMS en dan sal hulle jou kontak. Maar stuur daai SMS met die woord kontak na 48422. 48422. Kontak.
Dis die woord. SMS kos R1.50 en BSF geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met 'n FSP nommer 43337. Dankie Frikkie, alles van die beste en ons sien jou weer. Go Bokke. Kyk, wok, ai, jene, mens. Ons is nou terug na die advertensies met die nuus en die weer.